Ons is vandag hier by Center 360 op Nampo 2026 gepraat met Teens. Gaan my so 'n bietjie meer vertel, hoe belangrik is besproeiing nou eintlik op jou boerdery, nê? Hoe baie of hoe min, hoe werk die goeters? So 'n bietjie kyk wat die oplossings is wat hulle vir jou gee, maar kom ons luister 'n bietjie, nê? Spuitpakkette, al hierdie goeters. Hoe belangrik is dit om te weet wat jy doen? Wee. Teens, hoe lyk dit? Goed, dankie met jou. Nee, wat? Doodstil rustig. Right, okay. Ons sit, vandat ek kan onthou, nee, seker in van die uitdagendste tye in landbou op hierdie stadium. Ja. Ek kom nou net van alle windrigtings af. Nou reën dit te veel, ek weet nie, hulle praat van 'n super El Niño. So ons weet nou, dit gaan of te veel of te min reën, ja. Tussenin kry nie, nee. Sê vir my, wanneer ek kyk na besproeiing, hoe belangrik is dit om seker te maak dat daai eyster wat daar agter jou sit, sy water reg neersit? Dis waaroor dit gaan. Ons het 'n struktuur van watter aard in fabrikaat ook al. En dis daar om die spuite rond te dra. En die spuit is die kern van hoe effektief jy besproei. In die eerste plek moet ons meet, want sonder meting weet ons nie wat ons doen nie. Skedulering van een of ander aard is krities belangrik. En dan aan die ander kant sit jy met die situasie dat as jy al die beste skedulering doen, jy het nie die gereedskap om die water reg in die galig neer te sit en dit in die grond te kry en nie die grond te seël deur te veel water neer te sit nie, of 'n swak pakket het wat die verspreiding nie reg is nie. Waar is ons eindelik? Dis die basis wat moet regloop. Want kyk, ek wil amper sê, nee, jy's in 'n moeilike bedryf. Want daai is eintlik vir my 'n grudge purchase, nê. Ja. Ek soek nie 'n pivot nie, ek soek nat grond, Ja, nê. ja. Maar tussen die nat grond, tussen die droë grond en die nat grond, is daar 'n pivot en 'n klein huisie vol veranderlikes. Jy sê nou 'n ander interessante ding. Jy wil nie die grond laat vaslaan nie, nê? Okay, nou hoe slaan grond vas? Ek meen dis dan net druppeltjies. Dit kan 'n te hoë toediening wees, gewone te hoë toediening dat jy die grond spoel. Dit kan wees 'n tipe spuit wat die waterverspreiding nie egalig onder is nie. So jy sit meer water neer soos 'n vaste sproeiplaat spuit. Dit is geneig om op die sproeiplaatjie te spuit en dan word hy deur die groewe versprei. Yes. Maar omdat dit daardie situasie is, breek hy die water soos hulle vervaardig is redelik effektief op. Maar jy bly nog sit met 'n relatiewe ring van hoër toediening, minder onder die spuit en jy het ook nie buite nie, want ons werk almal teen lae drukke. So en dis net fisika. Nee, dit is Dis niks. eenvoudige beginsels. En dan kom ons nou by waar die beweegbare sproeiplaatspuite inkom wat die water die sny. Nee. Dis korrek. En sy plaatjie beweeg. So daai ding is los en soos die water op hom spuit, beweeg hy teen 'n spesifieke spoed wat krities is onder daai water deur en hy sny die water in spesifieke druppelgroottes. So daai stukkie tegnologie is die draaispoed, die rem wat ingebou is in hierdie ding, is kritiek want dit bepaal die druppelgrootte. Die leeftyd van daai rem in hom is net so belangrik. En dit beteken ek het deur die kinetiese energie het ek 'n breër bandwydte wat klaar vir my 'n laer toedieningstempo op die grond gee. Dan het ek 'n beter verspreiding wat beteken ek sit nie op plekke water neer wat die struktuur afbreek en spoel op die grond nie. So ek het water wat meer geneig is om in te sak met die verbyloop. So kry ons net meer water in die grond. As ek 'n effens helling het, dan wys dit 10 maal erger uit, want dan as ek die oomblik wat ek 'n seelgrond het, dan gaan hy nie in nie en hy loop af. En op die buitepunt van 'n spulpunt se toediening is altyd baie hoog wat 'n nadeel is, maar die oomblik wat jy goeie spuit op sit, dan begin jy agterkom. Die grond soos hy oorgeloop het, die klei bly nog daar, die struktuur bly nog daar. Die aard van die saak soos hoër reën gekry, dan verander dinge, maar die natuur weet ook om homself uit te sorteer. Maar ons wat beheer het oor die stukkie wat ons beheer oor het, dink ek is verantwoordelik om die regte besluite te neem. Want wat jy my wil sê is ek spandeer al hierdie diesel en goeders om te rip, grond los te kry en alles en ek moet spuit ek hulle vas. Dit hang af wat se grond ons van praat, hou in gedagte, die gronde wissel. Daar's soveel verskillende gronde. Hy's meer geneig om vas te slaan op 'n groot druppel in 'n swaar toediening op sekere gronde, ander is minder sensitief. So dis nie 'n algemene ding nie, maar ek dink dis die goed waarna ons moet kyk om presies te keer wat jy nou sê. Hou dan 'n gedagte, rip jy diep onder grond los. Ons praat nou van oppervlakseeling. Hoekom wil ek 'n regulator op 'n pivot hê? Ek het
Dis redelik eenvoudig. Ek kan hulle mos net met die nozzle sizes beheer, nê? Sit net 'n groot genoeg pomp agter hom en dan regulate hy hom sommer self. Ons wil almal teen die laagste energie werk. Energie is 'n faktor. Party manne beweeg heeltemal weg van Eskom af. Nou is die geval hoe meer druk ek in die stelsel pomp en meer ongereguleerd ek is, hoe groter moet die sonpanele wees of hoe meer krag bestee kan Eskom. Nie een van daai twee goed is gewens nie, albei kos jou geld. So om 'n lae druk en 'n effektiewe spuit te hê, beteken ons kom op van hierdie spuite in op 0.6 en 0.7 van 'n bar. Ja, En om dit te kan doen, as jy net 'n helling op 'n spulpunt het wat 2-3 meter afwyk, begin jy al speel op hierdie spuit se vloei, want hy het 'n relatiewe groot gat in, omdat hy mos nou 'n lae druk het hy minder om deur te forceer en sy beïnvloedingsfaktor met klein drukverskille op die land en op die grond raak al hoe groter. ek hoor jy, dis ook my Hoe regulator. laer druk spuite ons loop, hoe groter faktor is dit. Ou spulpunte wat 3 en 3,5 bar geloop het en 'n besproeiingsstelsel, 'n gewone sprinkelaarsstelsel het 'n baie kleiner effek op drukvariasie as wat 'n 0.6 van 'n bar het hier. So ons sal alright wees met ons 5,5 bar, hy loop, nê. Nee. Hy sal loop. Maar luister, dis presies wat jy sê, energie. Ek dink is die simpel kan ek dit stel, effektiwiteitssom, nê. Nee. Ja. In die 80er jare het jy 'n Ford Cortina 30S gehad wat 103 kW gemaak het. En nou haal jy 120 kW soos niks uit 'n 2 liter dieselbakkie uit. Nee, dit effektiwiteit Korrek. baie beter werk met die energie wat tot jou beskikking is. En is dit een van daai goede wat ek dink jy sit met ander goede ook, nê. Ons het besproeiingsgronds duur. Ja. Mekanisasie is duur. Jou kunsmis is nou onbekostigbaar duur. Al daai komponente begin tog op die einde van die dag by besproeiing. Dis half die aktiveerder. Dis jou ultimate risikobestuurmeganisme is hierdie yster wat hier agter jou staan. Ja. Nee. Wat is die een belangrikste ding? Ek kyk nou na pivots, nê? Wat is die een belangrikste ding wat vir ou sê, maak nie saak wat jy doen nie, sorg net dat jy hierdie een ding reg kry. Definitief ongeag die basiese instandhouding en betroubaarheid van die struktuur, want ons gaan nêrens heen met water as die basiese betroubaarheid van die masjien nie reg is nie. Uit 'n elektriese oogpunt basiese instandhouding. Jy gaan nie vakansie hou as jou voertuig jou gaan los langs die pad nie. Spulpunt gaan nie loop en hy gaan nie spuit nie. So dit is 'n basis, maar die enkel ding is die spuite. Die spuitpakket en 'n spuitpakket soos enigiets anders het slytasie en 'n mens moet in 'n kwessie van min of meer 10 jaar moet jy daarom weer kyk daarna, want dis die basis van alles. Ons het hierdie dierstruktuur om daai spuit rond te dra en nou wil ons geld spaar op 'n spuit. En die ouens vergeet baie keer hoe vinnig 10 jaar verbygaan in landbou, nê. Nee. So, wat jy wil sê is gaan tel 'n bietjie. Wanneer laas het jy 'n spuitpakket op daai pivot gedoen en jy gaan verbaas wees, Ja. nê? Nee. En die interessante ding is wanneer kliënte nuwe spuitpakkette op hulle ou spulpunte sit. Die eerste ding, hulle tel die telefoon op hulle bel jou, sê hulle kan nie glo dat dit so groot verskil maak nie. So wat het jy nou verloor langs die pad tot om nou by daai punt uit te kom? En hierdie jaar is nou net daai jaar wat ons daai bietjies chase, nê. Nee. Okay. Dink of jy aan weet waarvan jy praat, nê? Nee. Ek neem aan die ouens kan julle bel en julle kan hulle adviseer, maak nie saak wat se pivot nie, op spuitpakkette, whatever die geval mag wees, julle kan hulle help, nê. Nee. Ja, ons is ingestel op die kliënte en op die groter prentjie en dis vir ons belangrik. Uit die aard van sake is die toerusting nodig en dit kan ons lewer in die dienste agterlewer, maar dit gaan oor om die kliënt daar buite te help so goed as wat ons prakties kan. Uitstekend. Teens, dankie baie. Dankie. Right, nou leer ek 'n paar goed, nê. Nee. Daai stukkie plastiek, nê. Nee. Daai nou, wat so maak. It's actually belangrik, nê. Nee. Regulators, al daai goeters, maak seker dat jou spuitpakket reg is. Dis dalk net die goedkoopste kunsmis wat jy hierdie jaar koop. Linkie bo vir onder, kom draai by Center 360 op Nampo en kyk bietjie by Teenshoor. Maak tog ons 'n bietjie uit.